plechtig bevoorreg om volgende hier saam met u te wees. En het is altyd baie lekker om in 'n gemeente te preek by iemand wat my student was. En hy lyk so versadig hier en so soet, maar hy was eintlik op baie lewendige, bietjie stroke student, maar beter pastoor. En dit is altyd goed om te sien hoe hulle ook presteer in die gemeentes. Jy weet, as 'n student nie goed doen, dan vra hulle vir my, maar hy het nie geleer nie, moet vertel wat aangaan nie, maar as hy goed doen, dan bly hy net stil. Maar het is wonderlik om saam met ons opoffer te wees en groot voor en saam met sy vrouwe en mag die Here ons opoffer op 'n baie buitengewone manier seën. Nou, hy het ons reeds gesê, dit is Pinkstersondagoggend en ek wil graag met jou praat oor jou godsbegrip en die toekoms met die Heilige Gees. Want ek glo die twee gaan volkome saam. En ek het onlangs weer 'n gedeelte in die Bybel gelees wat my geraak het. En dit is 2 Petrus 2 vers 2. En daar skryf Paulus en hy sê dat die valse leraars en die profete onder hulle belaster die weg van die waarheid. En as Petrus nou sê die valse leraars belaster die weg van die waarheid, dan praat hy eintlik van die evangelieboodskap. Maar dit gaan dieper as dit ook. Want as jy praat van die weg en die waarheid, dan verwys dit eintlik na Jesus Christus self. Want Christus het gesê, in Johannes 14 vers 6, ek is die weg en ek is die waarheid. En daarom, wanneer 'n mens die weg van die waarheid belaster jy Christus. En die woord belaster, die Griekse woord is blasphemeo, en jy hoor onmiddellik, dis 'n woord wat kom van die Hebreëse woord blaspheme. Dit beteken eintlik, as jy dit in verband met God bring, to violate the character of God. Wonder om die naam van die Here te belaster beteken eintlik dat jy die karakter van God geweld aandoen. En dit is eintlik baie sleg. Want wat dan gebeur is dat jou hele godsbegrip eintlik misvorm word. En ek sê dit omdat jy weet dat mense godsbegrip en die begrip van wie Christus is, kan nooit van mekaar geskei word. Want jy kan ook self dink, Jesus Christus het gekom om vir ons te vertel wie God is. En as valse profete die begrip van Christus skend dit ook die begrip van God. Trouwens, hoe jy God sien, hoe jy oor God dink, en hoe jy oor God voel, gaan bepaal hoe jy hom gaan dien, hoe jy hom gaan praat, en hoe jy in hom gaan glo. So jou godsbegrip is eintlik iets ingrypend in die lewe. En dit is verskriklik belangrik, dat die mense godsbegrip oorweg sal wees. Maar jou godsbegrip gaan natuurlik ook meer wat dieper, as net oor hoe jy God sien, hoe jy oor hom voel, of hoe jy oor hom dink. Jou godsbegrip kan nooit losgemaak word van die werking van die Heilige Gees. En dit is juist daaroor wat ek vandag met u wil praat. Pinkstersondag is die dag dat jy weer opnuut kyk na die werking van die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees teenwoordig is in 'n mens se lewe. En die Bybel is baie duidelik daaroor. Die Heilige Gees het gekom om Jesus Christus te verheerlik in my en jou lewe. En dit beteken dat jy werklikheid op die werking van die Heilige Gees
'n mens eintlik vir die heel eerste keer in diepte begryp wie Christus werklik is. Dit is so dat 'n mens se godsbegrip aanvanklik gevorm word deur verstand, hoe dink jy oor God, deur jou emosies, hoe voel jy oor God, maar die Heilige Gees vat dit eintlik dieper. Dit maak jou godsbegrip en jou kennis van God ook 'n geestelike gebeurtenis. En dit is ontsettend belangrik, want 'n mens se godsbegrip moet verder gaan as net hoe jy dink en voel. Dit moet ook iets wees wat jy jou diepste wese in jou hart aangryp. En as dit gebeur, dat daar ook 'n soort van 'n geestelike kennis kom oor wie God is, dan gebeur dit dat jy jou diepste wese nuut gemaak word, dat jou gees weer lewendig gemaak word en jy werklik verbind word aan die ewige lewe van God. Deur die werk van die Heilige Gees word jou godsbegrip meer as net 'n begrip. Dit word 'n persoon. En daardie persoon raak 'n mens se diepste identiteit, wie jy in jou wese eintlik is. En dit is eintlik iets geweldigs. Maar sonder die werking van die Heilige Gees is dit alles te vergeefs. Met ander woorde, wat gebeur? Naarmate jou verhouding met die Heilige Gees verdiep, gebeur dit dat die manier waarop jy praat, die manier waarop jy optree, begin eintlik vanuit jou diepste wese ook 'n refleksie word van wie Jesus Christus self is. En jy kan dink vir jouself, as dit in jou lewe kan gebeur, dan word jou lewe 'n geweldige krag. 'n krag wat eintlik helend is, opbouend is, want iets van die werklikheid van Christus begin deur jou straal. En jou lewe het 'n effek op almal om jou en die wat jy ontmoet. Maar dit gaan nog verder as dit. Hierdie diep geestelike kennis van wie God werklik is in Christus is ook 'n krag wat jou bewaar, dat jy nie so maklik deur dwaalleringe en valse leraars misleid word en dat hulle God in Christus se karakter skep om dit beskerm. Ek weet nie of jy al die ervaring gehad het, maar weet jy, mense sit soms en luister na iemand wat praat of iemand wat preek oor Christus, en daardie persoon kan met soveel oortuiging, goeie logika, goeie woord gebruik oor Christus praat, en dan luister jy na daardie persoon, en ek praat spesifiek met 'n geesvervulle persoon wat sit en luister, want as jy nie geesvervul is, dan sal jy nie mooi verstaan wat ek sê. Maar as geesvervulle persoon, jy hoor hoe die persoon met Christus praat, en alles klink so goed, en toch, beleef jy jou diepste wese, iets is verkeerd. Is dit nie so? 'n persoon kan hoe goed oor God praat, hoe goed oor Christus praat, maar as dit nie regtig die waarheid is, dan bots dit met jou innerlike menswees. Daar's 'n soort van 'n geestelike kennis wat in jou binneste tot stand kom, en as die leer geopenbaar word, dan bots dit daarmee. En ek wil vandag vir jou sê, moet dit nie gering wag nie. Luister na jou hart. Want 'n mens se begrip van God en wie God werklik is 'n kennis wat dieper gaan as logika, dieper gaan as goeie redenasie. Dit is 'n gebeurtenis wat in jou diepste wese posvat. En die Gees van God, die Heilige Gees, word ook die Gees van die waarheid genoem. En dit is so noodsaaklik dat ek in die regte geesvervulde mense sal wees. Ons leef in 'n wêreld waar die Bybel met groot woede gekom het.
En hy kyk hoe hy die kinders van God kan mislei. En een van sy beste vorms van misleiding is dat jy verkeerd oor God dink, dat hy die naam van God belaster, sy karakter geweld kan doen, en jy hele verhouding met God daardeur beïnvloed. En dit kom soms so goed dat jy dit daarmee kan argumenteer. Maar wanneer 'n mens werklik geesvervuld is, gebeur dit dat deur die werking van die Heilige Gees, dit wat jy dink oor God en wat jy voel oor God, dieper gaan as gevoel en emosie, en daar 'n geestelike kennis tot stand kom, wat jy vertel wie God is, dat jy vir die eerste keer iets in jou binneste beleef, van die liefde, van die goedheid, van die waarheid, van die almag, van die krag van God in jou diepste wese in jou hart. En as daar iets kom wat in kontras daarmee is, dan bots dit met jou ganse wese. Luister na daar. Die werking van die Heilige Gees beskerm ons teen verkeerde lewens en dinge wat ons toekom. Paulus skryf in hierdie verband, en dit is so mooi as Paulus skryf in 1 Korintiërs 2, vers 4 tot 5, hy sê, my rede en my prediking was nie in oorlewende woorde van menslike wysheid nie. En jy hoor hy sê dit, omdat hy vir jou daarmee wil sê, jou geloof en jou verhouding met God is nie in die eerste instansie gebou op goeie redenasies nie. Hy sê, dis nie die kern van my prediking gewees nie, maar my prediking was in 'n betoning van gees en krag. En jy hoor, iets van die Heilige Gees moet gebeur, en die waarheid van die evangelie moet opwaar word in jou diepste wese, 'n geestelike kennis wat tot stand kom. Hy sê, sodat jy geloof nie sal wees in die wysheid van mense, nie meer staan sy logika nie, maar in die krag van God. Dit is so noodsaaklik dat daar 'n geestelike werking in ons lewe sal plaasvind en daar 'n kennis sal kom wat sal maak dat ons mense is wat geestelik kan onderskei tussen dit wat van God is en dit wat nie van God is. Daarom sal jy ook vind dat Paulus bid vir die Kolossense gemeente, en hy sê in Kolossense 1 vers 9, hy sê dat hulle vervul mag word met geestelike insig. Jou geestelike bestaanswyse is wie jy werklik is. Dit is die grootste werklikheid. Jy moet nooit dink in terme van gees as iets minder werklik nie. God is gees. En wie ons werklik is gees. En daar moet iets gebeur. Daar moet 'n kennis kom. Daar moet 'n verandering in mense lewe kom. Bovendien, my en jou geloof is nie in eerste instansie gebou op logika en wat ons sê verband met God nie, maar op ons ervaring en ons belewenis van God in ons gees. Baie duidelik sê die Here vir sy disippels aangaande die Heilige Gees in Johannes 16 vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy sal neem wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die tema en die inhoud van die Heilige Gees se verkondiging aan ons is Christus en hom as die verheerlikte. En daarom sal jy vind dat wanneer die Heilige Gees werksaam is, eintlik vir die eerste keer die vleeswording van Christus, sy boodskap, sy sterwe, sy opstanding uit die dood en sy verheerliking word deur die werk van die Heilige Gees in die mens se lewe bevestig, bekragtig en lewendig gemaak. Sonder die Heilige Gees is dit onmoontlik om Christus en God werklik te ken. Jy bly in 'n sekere sin vervreemd van God.
En hiermee ontken ek nie dat 'n mens se kennis van God ook 'n baie sterk rasionele en emosionele dimensie het. Natuurlik moet 'n mens ook oor God dink. Jy voel ook op 'n bepaalde manier oor God. God ontmoet jou in jou totaliteit, maar daar is altyd 'n wisselwerking tussen jou vleeslike bestaan en jou geestelike bestaan. En dit gaan nie net daarom dat God jou geestelik moet ontmoet nie. Kom ek sê vir jou vandag, dit is verskriklik belangrik dat 'n mens jou Bybel sal lees, dat jy jou gedurig sal blootstel aan goeie prediking, goeie geestelike musiek, maar veral dat jy jou Bybel moet lees. En ek wil vir jou sê, lees jou Bybel bidend, sodat dit wat jy lees en dit wat na jou toe kom, en wat jy met jou verstand en jou emosie ervaar en beleef, dat jy die werking van die Heilige Gees daardie waarhede openbaar word in jou diepste wese. Dit is om God werklik te ken. Gees, siel en liggaam moet jy God ontmoet, sodat jy werklik kan agterkom wie hy is en ook wat hy jou lewe wil bereik. En daardeur wil ek eintlik vir jou sê, liewe gemeente, as dit gaan oor die openbaring van God in Jesus Christus, is dit so noodsaaklik dat ons nie net sal bly by die vleeslike Christus nie. Dan het ons vasgehaak in ons verstand en ons emosie en het ons nie werklik by die Gees uitgekom nie. Daar moet groei kom. Hoor wat skryf Paulus in 2 Korintiërs 5 vers 16 en 17. En sê, al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons hom nie meer so nie. Daarom, en hierdie woord daarom wat Paulus gebruik, verbind eintlik wat hy so pas gesê, ons ken Christus nie meer na die vlees nie, ons ken hom na die gees, daarom, hoor wat sê hy, as iemand in Christus is, en jy kan jouself dink in die konteks wat hy dit sê, ons ken Christus nie meer na die vlees nie, ons ken hom na die gees, en daarom as iemand in Christus is, wat? As hy die geestelike Christus is, as daar 'n geestelike gebeurtenis met hom plaasgevind het, wanneer die gees van God, die gees van die mens ontmoet het, is hy 'n nuwe skepsel. En die oude wet voorbij gegaan, kyk, alles het nie geword. Dis die kern van alles. En wanneer hierdie vleeslike kennis van jou vir God, deur die werking van die Heilige Gees oorgegaan het na 'n geestelike kennis van God, is eers dan dat jy God werklik leer ken vir wie hy is. Daar is een sin in die Bybel, dink ek wat eintlik alles wat ek al dusver gesê het, totaal saamvat. En dis my so besondere en kragtige uitspraak van Paulus. 1 Korintiërs 12 vers 3. Hoor wat sê hy. Niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. En jy kan ook vir my sê, wel, dis nie heeltemal waar nie. Ek kan na die Ou Testament toe gaan, ek kan kyk na al die voorspellings in die Ou Testament in verband met Christus, en wie die Messias sal wees, ek kan dit allemaal saamvat, ek kan vir jou wys, dit is voorspel Christus, ek kan vir jou met goeie Bybelstudie en eksegese, kan ek vir jou wys, Christus is die Here. Paulus sê vir jou nie. Dan is jy nog steeds net op die vlak van die verstand en die emosie. Niemand kan regtig sê dat Jesus Christus die Here is nie, behalwe
deur die werking van die Heilige Gees. Dis eers dan dat dit uit jou diepste wese kom en daar 'n kennis gekom het wat groter is as verstand en emosie. Die vraag is, hoekom sê Paulus, ons ken Christus nie meer na die vlees nie? Hy sê dit, omdat Christus se vleeslike bestaan op hierdie aarde oorgegaan het in die hemelvaart. En die hemelvaart was daardie groot gebeurtenis, dat hy as gees, en natuurlijk ook met 'n geestelike liggaam, aan die regterhand van God gaan sit. Ek dink, 'n baie groot misleiding, dat jy so dikwels oor dit nogal redelik algemeen is dat mense Jesus Christus sien as die opgestane Here, dis nou die verheerlikte Christus, die geestelike Christus sien as die opgestane Here met 'n paar moontlikhede by. Nee, Christus is in sy verheerlikte staat, hoor dit volgens. Hy is nie meer vlees en bloed nie. Die dae van sy vlees en die dae van sy vernedering is verby. Die hemelvaart was die groot gebeurtenis van Christus se vleeslike liggaam. En 'n vleeslike liggaam spreek van dood, dit spreek van verganklikheid, dit spreek van tydelikheid, waar hierdie verganklikheid, hierdie dood, hierdie tydelikheid opgeneem is in sy verheerlikte liggaam en sy verheerlikte bestaan. Die Griekse woord wat in hierdie verband gebruik word is katapino, en katapino beteken verslind. Die dood is verslind deur die lewe. Die groot gebeurtenis dat Christus nie meer vleeslik is nie, maar dat hy geestelik is, as siel, gees en liggaam. En daardeur is my en jou versoening tot sy klimaks gebring en bevestig. En ek sê dit, omdat wat met hom gebeur het, ook met ons sal gebeur. As ons nog lewe terwyl die Here kom, sal ook hierdie fisiese liggaam verslind word deur die oorwinning en deur die lewe, en sal ons ook 'n geestelike liggaam hê en gelyk aan Christus wees, sê Johannes 3 vers 2. Wat gebeur het met die hemelvaart, was dat Christus die koninkryk van God ingestap het. En hy het gaan sit aan die regterhand van God die Vader. En kom ek sê vir jou, dit is onmoontlik dat Christus dit kon doen in die vlees. Petrus skryf in 1 Korintiërs 15 vers 5, hy sê, vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Hoekom? Want die koninkryk van God is geestelik genade. As jy dit nie reg het, dan gaan jou godsbegrip oor wie Christus is verkeerd wees, dan is jy besig om Christus te belaster, is jy besig om sy karakter te skend, en dan gebeur het dat jy God en Christus totaal onderskat vir wie hy werklik is. Ek dink die groot probleem is, dat dit baie keer gebeur, en het gebeur van kansels af, en het gebeur ontsettend algemeen, vooral in Pinksterkring, dat daar van die kansel af gepreek word, dat Christus sy verheerlikte liggaam ontvang het, toe hy uit die dood het opgestaan, en dat sy opgestaande liggaam die verheerlikte liggaam is. Sy opstanding, mooi, was in die vlees gewees. Maar sê Paulus, nou ken ons hom nie meer so. Jy weet, daar was 2 gevalle in die lewe van Christus,
waar sy disippels gedink het dat hy Gees is. En jy sal onthou, die eerste geval was toe hy op die water geloop het, en onthou hoe die disippels geskrik het en gesê het, dis 'n Gees. En dan kom die Here daar in Matteus 14 vers 26 na hulle en sê vir hulle, dis ek, dis ek. En die tweede keer wat het gebeur het, dit was toe hulle agter geslote deure gesit het, na sy opstaan. En skielik staan die Here voor hulle. En jy lees daarvan in Lukas 24 en in Johannes 20 vers 19. En weer het hulle gedink, hy's Gees. Maar hoe kan hy agter geslote deure kom? En dan lees ons hoe die Here daarop reageer, hoor wat sê Christus self. Lees dit vir Johannes 20 vers 19. Die Here sê vir hulle, kyk na my hande en my voete, want dit is ek. En jy hoor weer dieselfde woorde wat hy gebruik het toe die water geloop het, né? Dis ek self. Hy sê, voel aan my en kyk, want die Gees het nie vlees en bene, soos julle sien, ek het nie. Die Here sê, ek is nie Gees nie. Ek het vlees en bene. Ek is vlees. 'n verheerlike liggaam is 'n geestelike liggaam. Moenie verbaas wees oor wat God kan doen, selfs met 'n vleeslike liggaam. 'n vleeslike liggaam kon op water loop. 'n vleeslike liggaam kon agter geslote deure verskyn. Die Bybel is baie duidelik daaroor dat hy in sy vleeslike liggaam opgestaan het, nie in sy verheerlikte liggaam. Handelinge 2 vers 39 is die groot gebeure van die uitstorting van die Heilige Gees en wat daar plaasgevind het. En nadat die Heilige Gees uitgestort het, was die mense verbaas en radeloos. En dan staan Petrus op en dan begin hy preek. En baie interessant, begin hy sy preek en hy sê, wat hier gebeur het, is eintlik 'n gebeurtenis wat ons vader Dawid al reeds voorspel het. En dan verwys hy na wat Dawid geskryf het in Psalm 16 vers 10. En hoor Petrus se woord, hy sê dat die opstanding van Christus, hy sê hy en Christus is nie aan die doderyk oorgelaat nie en sy liggaam het nie vergaan nie. Jou vertaling sê sy liggaam het nie verderf gesien. Wat sê Petrus? Christus het in sy vlees opgestaan. Sy liggaam het nie agtergebly in die graf nie. Sy liggaam het nie verderf gesien. Dit is wat Dawid voorspel het. Sy liggaam het nie vergaan nie. En jy sal agterkom, na sy opstanding, lees jy ook in vers 42 en 43 van Johannes 20, dat hy gebraaide vis en minnekoek geëet het. Dink jy dat 'n geestelike liggaam het voedsel nodig om voor te bestaan? Nee. Jy lees ook dat na sy opstanding was selfs die wonde en die merke van die kruis nog steeds aan sy liggaam teenwoordig gewees. Kyk, Filippus gesê, kom voel daaraan, kom voel op my sy, voel op my hande, sien hier is die merke. 'n geestelike liggaam kan nie verwond word. Waarom dink jy het Christus vlees geword? Hy het vlees geword, omdat hy sy verheerlikte bestaan nie gekruisig en verwond en doodgemaak kan word. Dit is deel van 'n vleeslike liggaam. Maar die opgestaande Christus het nog steeds daar die wonde gehad. Die Bybel is baie duidelik dat die Here se verheerliking nie met sy opstanding plaasgevind het nie, maar met die hemelvaart. Trouwens, as jy na jou kerkgeskiedenis toe gaan, sal jy agterkom dat die vroegste kerk ook hierdie belydenis gehad het
dat Christus vlees was. En ek verwys jou na die apostoliese geloofsbelijdenis. Miskien ken jy die apostoliese geloofsbelijdenis uit jou kop uit. Daar is kerke wat dit deel maak van die liturgie en elke oggend opsê. Dis 'n belijdenis wat in 390 jaar na Christus vir die eerste keer by 'n vergadering in Milaan sy volle beslag gekry het. En onthou jy hoe gaan die apostoliese geloofsbelijdenis te begin met die woorde van ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, van dit aan en aan. En dan sê hy, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Christelike algemene kerk, en dan eindig hier die hele belijdenis en sê, ek glo in die opstanding van die vlees en aan die ewige lewe. Met ander woorde, van vroegs af vir die kerk bly. Ons glo dat Jesus Christus in die vlees opgestaan het. Dis 'n belijdenis wat deur die eeue deur die kerk erken is. En dit maak soveel sin dat Christus in die vlees opgestaan het, want dit klop jouself. As Christus in sy verheerlikte liggaam opgestaan het, sou niemand hom herken het nie. Maar dis juist omdat hy sy vleeslike liggaam opgestaan het, dat hulle erken het as hy en daarom omdat hulle glo dat Christus het werklik uit die dood het opgestaan. Ja, dis hy, ons erken hom, ons sien die wond in sy hand, hy het opgestaan, hy moes in die vlees opgestaan, het om te bewys dat hy die dood oorwin het en opgestaan het uit die dood. Dis spreek dit vanself. Maar die dae van sy vlees is verby. Paulus sê ons ken hom nie meer so nie. En 'n verheerlikte liggaam is 'n geweldige liggaam. Daarom, hoor jy daarom in Openbaring 1, hoe dat Christus in sy verheerlikte staat aan Johannes verskyn het, Jeremia 95 na Christus, daar op die afgesonderde eiland van Patmos in die Egeiese See. En wat het daar gebeur? Johannes sê, Openbaring 1 vers 14 en 16, hy sê, wie het toe Christus na my toe kom, en ek sien hom. Hy sê, sy oë was soos vuurvlamme gewees, sy gesig was soos die son wat skyn in al sy krag. Ek en jy kan nie eens in die son kyk nie. En hy sê, ek het soos 'n dooie aan sy voete geval. Toe die verheerlikte Christus kom, die een wat in die koninkryk van God is, die geestelike Christus, en hy hom ontmoet, die verlore sy bewusheid. Kon nie bestaan. En jy kry iets daarvan ook, in die verhouding tussen Christus en Moses. Jy onthou voordat Christus vlees geword het, Christus is die magtige God, Gees, hy het vlees geword vir 'n tyd om te sterf, en hy is weer terug na waar hy was. Maar daai tyd voor sy vleeswording, praat hy met Moses, en Moses sê, Here, kan ek die aangesig sien? En hoor wat antwoord die Here in Eksodus 33 vers 20. Jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die verheerlikte liggaam is 'n geweldige liggaam. Jy kan nie God sien in sy verheerlikte staat en dit jy sal bly lewe. En wanneer hy weer kom, lees ons dat die Bybel sê, baie aanhoudend, hy sal weer kom in groot krag en in heerlikheid. Hoekom? Want sy vreeslike bestaan is verby. Hy kom nie weer as die babietjie in Bethlehem. Hy kom nou as die verheerlikte Christus, in groot krag en heerlikheid. En baie interessant, die Bybel sê as hy kom, sal elke oog hom sien. Het jy jouself al afgevra, hoe is dit moontlik? Mense wat daai kant van die aarde bly, mense wat daai kant van die aarde bly,
hoe gaan die mense omsien as ek daarvan afkom? Hoe gaan elke oog omsien? Ek onthou my professor op universiteit, het hom die vraag gevra het, gesê, ja, maar ons het tegnologie, ons het televisie, ons sal allemaal op televisie dit kan sien. En ek het gedink, asseblief. En ek dink, ek kom die hand bereis en Charlotte sê vir my, ons moet nie kyk, die Here het gekom. Die Here het nie ons tegnologie nodig nie. Hy is God. En wanneer hy kom in groot krag en heerlikheid, sal daar die heerlikheid so geweldig wees, dat het die hele hemelruim sal vol, dat het die hele aarde sal omring, dit sal 'n geweldige gebeurtenis wees. En al 4 die evangelies, en ook Petrus in Petrus 3, sê dit sal gepaard gaan met geweldige kosmiese katastrofes. Die sterre van die hemel sal val. Die elemente sal begin brand. Die son sal verduister word. Kyk dit, die son word verduister in teenstelling met die glans en die heerlikheid van God. En die maan word soos 'n harige sak. Die wederkoms van die Here is 'n openbaring van die verheerlikte Christus. Dit is 'n geweldige gebeurtenis wat daar sal plaasvind. En dit gaan gepaard met verskriklike kosmiese katastrofes. En dit die eerste keer sal jy besef met wie jy werklik te doen het. Die geweldige God in Jesus Christus, skepper van die hemel en aarde. Dit sal wees soos lig wat in duisternis kom. As lig in duisternis kom, word die duisternis nie voor dit opgelos. Dit verdwyn nie. Alle verganklikheid, alle gebrokenheid, alle tydelikheid, alle onvolmaaktheid, alle sondigheid sal in 'n oomblik vernietig word. Die Almagtige is ewig. Hy is volmaak. Hy is heilig. Hy is indrukwekkend in sy grootheid en in sy krag. En moenie dink, moet nooit dink dat die duiwel is vir die Here opposisie. Moet nooit dink as 2 magte langs mekaar, God en die duiwel. Nooit. God regeer en alles is onder God, die duiwel ingesluit. Dat is gekom. En elke minuut is die duiwel afhanklik van sy voortbestaan van God. Hoor wat skryf Paulus in 2 Tessalonisense 2 vers 8. Hy sê hy sal vernietig met die asem van sy mond en met die glans van sy heerlikheid. Weet jy hoe gaan die Here die duiwel vernietig? So. En hy is weg. Die duiwel is nie vir God 'n bedreiging, nie is vir ons 'n bedreiging. Sien die geweld en die grootheid van God in Jesus Christus raak. En kom ons sê vir jou, as die Here weer kom, en ons wat in hom glo nie 'n oomblik verander gaan word, om gelyk aan hom te wees nie, sal ons ook vernietig word. Maar dan God, in 'n oomblik, in 'n oogklik, sal ons verander word. En sal die dood verslind word. Sal ons hom sien soos hy is. En Johannes 3 vers 2, hoekom? Omdat ons aan hom gelyk sal wees. Jy kan hom nie sien soos hy is in die lewe nie. Jy moet eers self verheerlik word. Jou godsbegrip kan nooit eintlik die geweld en die grootheid en die majesteit en die heerlikheid van God regtig begryp nie. Dit is ver bo ons en dit is nodig dat ons dit moet besef. As jy dit nie besef, weet jy wat is die grootste probleem dan? Jy vrees God nie regtig nie. Jy het nie regtig ontzag vir God. As ek partykeer sien hoe die mense praat oor God, dan besef ek dat die godsbegrip is deur die duiwel verniel en verswelg. Wanneer jy God begin vrees,
en ontzag het vir God, dan ontmoet jy hom waar hy is. Maar as jy hom nie vrees nie, dan ontmoet jy hom waar jy is. En jy bring hom af op 'n vlak wat hy nie is. En dit beïnvloed jou ganse lewe. Die waarheid is dat ons nou reeds iets kan beleef. Dis waarom ek praat van geestelike kennis. Nou iets reeds kan beleef van die geweld en die grootheid van God deur die werking van die Heilige Gees. En kom ek sê vir jou, in die besonder deur die doop van die Heilige Gees. Die doop van die Heilige Gees maak die ervaring en die werklikheid van die verheerlikte Christus met groter intensie 'n werklikheid in jou diepste wese. Wedergeboorte is ontsettend belangrik. Maar wedergeboorte is daardie gebeurtenis waar jy jou vereenselwig met die feit dat Christus vir jou gesterf het en dat Christus vir jou opgestaan het in 'n nuwe lewe. En daarom wedergeboorte beteken ek sterwe saam met Christus en ek staan op met Christus in 'n nuwe lewe. Maar die sterwe en die opstanding van die Here vertel vir ons iets wat Christus in die vlees gedoen het. Wedergeboorte is nog steeds 'n ontmoeting eintlik met die vleeslike Christus. Maar die doop van die Heilige Gees is iets anders. Die doop van die Heilige Gees het plaasgevind nadat Christus opgevaar het na die hemel, nadat hy gaan sit het aan die regterkant van God. En wanneer die Heilige Gees kom, is dit daardie Christus wat in jou lewe verheerlik word. En dan ontmoet jy eintlik vir die eerste keer in waarheid die verheerlikte en geestelike Christus. En as jy vanoggend moet wat sê, ek het so 'n behoefte om iets te beleef van die geweld en die grootheid van God in Christus. Ek het so 'n behoefte dat in my gees iets gedoen moet word, dat ek weer iets beleef van wie Christus werklik is. Dan sê ek vir jou, dis nodig dat jy ook die doop van die Heilige Gees moet soek. Dat iets van die majesteit, iets van die krag en iets van die heerlikheid van God ook in jou gees kan losvat. Gaan ek vir jou 'n getuienis gee? Daar's 'n man met die naam van Raniero Cantalamessa. Jy hoor sommer Italiaaner. Dit is 'n mooi naam. Dit is amper soos musiek. Raniero Cantalamessa. Jy weet wat ek sê. Nou Raniero Cantalamessa is 'n Rooms-Katholieke professor in Rome. En hierdie man is deur die Rooms-Katholieke Kerk aangestel as die persoonlike pastor van die paus. Het jy geweet dat elke paus het 'n pastor wat hom moet versorg, wat vir hom moet bid, wat hom moet beraad? Is dit nie wonderlik nie? En Raniero Cantalamessa was die persoonlike pastor van die vorige 3 pause. Die nuutste paus, deur 'n nuwe ene, maar hy is al 'n man oor die 80. Lang grys baard, so reënpoog wat hy draai lyk soos 'n middeleeuse figuur. Ek ken hom. Ek het hom 'n paar keer ontmoet. Ons was uiteindelik vriende geword, het na Suid-Afrika toe gekom en 'n fantastiese mens. Maar Raniero Cantalamessa is 'n Rooms-Katholiek wat gedoop is in die Heilige Gees. As ons saam met die Rooms-Katholieke, ek was lank betrokke by die Rooms-Katholieke in die dialoog, hulle was oorsee gewees in verskillende lande, maar as ons saam sing en ek staan langs Raniero Cantalamessa en hoor ek hy sing in tale. 'n Man wat iets beleef het van die geestelike Christus intens in sy lewe. En hy het 'n boek geskryf om Heilige Gees, Come Holy Spirit.
En hy is ook die een wat in 'n groot mate die hele ding dryf in die Rooms-Katolieke Kerk. Die Rooms-Katolieke Kerk bestaan uit baie verskillende ordes, maar dat ook 'n orde gekom, the Renewal Movement. En dit is Rooms-Katolieke wat gedoop is in die Heilige Gees. En is die vinnigste groeiende afdeling van die Rooms-Katolieke Kerk vandag. En hy het hierdie boek geskryf, en hy het vir my gegee, kosbare boek. Besonder menseregte. En hoor bietjie wat skryf hy, veral van hierdie jong mense wat die dooping in die Heilige Gees in die Rooms-Katolieke Kerk ontvang. En wat hulle getuienis is. Ek het dit nou vertaal van Engels na Afrikaans, maar hoor hulle getuienis. Hierdie jong mense sê, ons geloof het lewendig geword. Dit is so diep innerlike wete geword. Oor geestelike kennis. Skielik het die wêreld van die bo-natuurlike vir ons 'n groter werklikheid geword as die natuurlike. Is dit nie 'n fantastiese getuienis nie? Jy weet, ons praat soms van die Holy Ghost, maar dit verraai hoe ons oor God dink. Vertaal dit in Afrikaans, die Heilige Spook. Ons dink aan gees as iets minder reëel. God is gees, dis die grootste werklikheid waaruit alles voortkom. En hulle sê, die bo-natuurlike, die geestelike werklikheid het vir die eerste keer vir ons 'n groter werklikheid geword as die natuurlike werklikheid. Iets het in hulle harte plaasgevind. Hulle sê, Jesus Christus is 'n werklike persoon vir ons, 'n werklike persoon wie ons, wat ons Here noem. Wat het ek vir jou gesê, wat sê Paulus? Niemand kan sê Jesus Christus is die Here nie, behalwe deur die Heilige Gees. Hulle sê, dit is wat met ons gebeur het. Ons lees die Nuwe Testament sê hulle, en vir die eerste keer kom ons agter, elke woord is waar. Dit leef in ons binneste. Ons gebed, ons deelname aan die sakramente, het op 'n reële wyse vir ons 'n daaglikse brood geword, in plaas van maar net brood vir rituele wat ons maak gevolg het. Ons liefde vir die Bybel en vir die kerk, en dan praat hulle van die mense van die kerk, het onverwags net oorweldigend geword. Iets groots in ons lewe, 'n transformasie van ons verhoudinge met ander. En ons het in ons diepste wese hierdie behoefte gekry om te begin getuig van die wonder en die grootheid van God, waarvan die hart vol is, loop die mond oor. Dus hulle skryf en hulle sê die aanvanklike ervaring van die doop in die Heilige Gees was nie 'n emosionele ervaring nie, maar was 'n deurbraak van vertroue, van geloof en van vreugde in ons harte. Ons is in ons diepste wese geraak, nie net emosioneel nie, maar geestelik is ons in besit geneem. En hulle sê, as ons by mekaar kom, dan sing ons altyd daardie lied, Veni Creator Spiritus, is die Latyn vir kom, o Skeppergees, en ons was nooit teleurgestel. En wat hierdie mense skryf is so waar. Wanneer die werklikheid van God in Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees 'n werklikheid in jou binneste word, dan straal